Good day, it's Andrew Patterson here from Impact, and we are hosting Plaaspraatjies here in the beautiful Paul Centrum here in Surrey. It's a cold morning. We've just left the De Keer farm. We're hoping to have a braai there, so weet nie van Raymond, ons miskien 'n braaitjie inwerk net nou. But it's a big privilege to be here, and part of our program is to understand more what is going on in the agricultural industry, but also to unravel and hear those exciting stories, success stories in agriculture. So with us we have Gerrit van Vieren and two of his colleagues, Theo and Raymond. So I'll kick off with you, Gerrit, who's the strategic advisor of Pulse. Please tell us about Pulse, and perhaps while you're doing that, you could introduce your two key guys, Theo and Raymond, next to you. Thank you, Andrew. Yes, PALS is an acronym for Partners in Agri-Land Solutions, and it's a private sector initiative that started in 2015 when agricultural leaders wanted to be proactive and make the agricultural sector more inclusive as part of the solution. Since then, PALS was established in 2015 as a non-profit organization, public benefit organization, and with a board of directors. PALS framework is registered as a trademark in South Africa, and the PALS Centre is a one-stop shop for the sporting environment. PALS focus on enterprise development through partnerships and cooperation models. And with me, I've got Theo van Rooyen. He's a farmer in the Kowa Bokkeveld, the managing director of TSR Farming. And next to him, Raymond Koopstad. He is a PALS ambassador, but also the managing director of Labourier Farming, a successful farming operation outside Ceres. So PALS slogan is growing together. I think Theo can tell us a bit about the principle of growing together in partnerships. Theo? Ons het ook in 2015 het ons begin die plaas kleinvlei gekoop, ek en oom Raymond. Die lekkerste van die hele ding was dat ek het besef reg aan die begin om 'n plaas te koop en op my eie te boer gaan moeilik wees. En ek sit met 'n partner langs aan my wat al die jare so ondervinding het, 'n kommersiële boer wat al die jare so ondervinding het, hoekom nie gebruik maak van hom nie. En ek het met Raymond gaan praat, en ons het toe saam met Gerrit gepraat, en ons het toe die plaas gekoop. En vandag nog besef ek dat dit die beste besluit was wat ek geneem het daardie tyd, om deur PALS en met 'n kommersiële boer saam te werk. Want as ons kyk na al die uitdagings wat oor die jare gekom het, ons het droogte gehad, ons het baie windskares gehad, ons het gesukkel om sekere variëteite gevestig te kry vir al die Peckhams, want ons het swak kwaliteit bome gekoop op daardie stadium. Maar as ek nie die kommersiële partner gehad het nie, twyfel ek of ek nog vandag 'n bestaan sou kon gemaak het. En ek wil dit eintlik elke keer in elke gesprek beklemtoon dat daar is kundiges daar buitekant, daar is mense wat die wiel alreeds ontwerp het. Maak gebruik van die mense. Hier sit ons nou op hierdie, soos ons nou is, het ek 70% van my totale oes verloor as gevolg van haal. Ek weet nie hoe sou ek het op my eie kon gemaak het as ek nie 'n kommersiële partner gehad het. So die saamgroei is so belangrik. Moet saam sterker is. Exactly. Maar die belangrikste van hierdie ding is jy moet mekaar vertrou. Dan moet hy wederzijdse vertroue wees, want as daar nie vertroue is nie, dan werk dinge nie so lekker nie. En ek dink dit is die wenresep. Ek en Raymond kom al seker die laaste 25 jaar met mekaar saam aan, maar hierdie laaste 15 jaar is regte waar vir ons die mooi gedeelte, want ons het deur al hierdie uitdagings gekom, en ons het selfs nou vir mekaar gesê dat
rampe kom, rampe gaan, en ons gaan nog weer rampe in die voorkant kry. Maar om op daardie nakkool te sit en huil, nee, maar klaar man. Besef dat jy ons het ook verloor gekry, besef ons kan niks daaraan doen nie, maar weet ook, daar is 'n toekoms daarvoor, en ons gaan dit saamvat, dis wat dit is. Dis goed. Pell's role in that process was to facilitate the agreement to purchase the land from the municipality, and then we do the institutional structuring. We bring the partners together, but in a robust screening process about values and dreams and fears, and ensure that both new partners act in the best interest of the new enterprise. And Theo, die aandeelhouding by julle is jy en jou vrou? Ons twee saam besit 51%, en Albert Farming besit 49%. So, despite the hail, they're still going on, whereas maybe in other circumstances it would have been too much. So I think that's and Theo, the other thing that you very aware of is of the next generation, and not your own children, even your children's children. Tell us a bit why are you doing this? Vir my, ek het altyd gesê, ek het die plaas op 'n hoë ouderdom gekoop, of in die partnership gekom, en ek weet, een of ander tyd sal ek die stokkie moet oorgee, en ek het net die 3 meisiekinders, maar gelukkig is daar 3 seuns, ja, 3 klein seuns. Kleinvlei is nie te koop nie. Hy sê, mense wat dit in hulle kop gaan. Dis 'n familieboerdery. Dis 'n familiebesigheid, en daardie 3 klein seuns van my, dit is my nalatenskap aan hulle, dat hulle moet terugkom plaas toe, en hulle moet kom boer. So, ja. Theo staan net ook terugkom na jou toe. We also have Raymond Koopstad. He's our Pell's ambassador, and he's the managing director of Lavouille. And he can explain a bit about how it came about and the different model that they use of 100% black-owned farm, but with an operating company that's also involved. Raymond? Baie dankie Gerrit. Baie dankie vir die geleentheid. Ek is Raymond Koopstad, bestuurende direkteur van Lavouille Stonefruit. Ons was in 2014 genooi na Gerrit se kantoor toe met sekere voorbereidende gesprekke, en dit was net in 'n moeilike tyd in landbou ingewees waar daar baie uitroepe was vir grondhervorming en nuwe projekte in swart bemagtiging veral in landbou in. En ons was op daardie stadium was ons 'n ou Elrad projek wat van die vorige van na 94. En ons het 2003 het ons toegang tot die grond gekry, en toe het ons in stress gegaan en baie probleme ervaar. En toe 2014 toe die plaatsgeleentheid na die tafel toe kom, het ons het met albei hande aangegryp en ons het Gerrit kom sien. En ek het met die Wolfhard familie van Verdun op Hamlet het ons 'n paar gesprekke toe op die tafel gehad. Ek het voorheen vir hulle 'n bietjie geelperske cultivars gelewer vir hulle fabriek, wat nie baie was nie, was baie klein hoeveelhede gewees. En toe het die senior in die familie vir my gesê dat oom Adrian is besig om uit te gaan en af te tree. Ek moet met die seun en die dogter praat, wat ek toe gedoen het. En toe 2015 het ons 'n formele besigheid geformaliseer. En dit is waar Pell's ook amptelik gestig was as 'n entiteit op die dorp. En ons het Pell's as 'n lid deelgeneem aan Pell's, 'n lid geword, en ek het toe ook 2016 voorsitter van Pell's geword van die direksie. En ek dink ek was so 4 jaar voorsitter van die direksie gewees van Pell's, wat 'n absolute voorreg was omdat ons in Ceres ons is 'n baie intensiewe landbouomgewing, en ons sit met van die land se beste landbouers vanaf primêre landbou tot in die waardeketting. Sit ons met van die beste mense, appel, pere, steenvrugte, selfs in groente ook. En binne die bedryf, die vrugtebedryf van Hotgrow ons kommoditeitsliggaam is, dink ek is hierdie area en die Grabouw area van die uitstaande areas binne die vrugtebedryf. En ons het toe geformaliseer in 'n nuwe besigheid in Lavouille Pty Limited, wat nou ek en my vrou en kinders se grondmaatskappy is, het ons 'n nuwe maatskappy saam met Verdun destyds gevestig
waarin ons 60% het en hulle 40% het. En ons het toe heeltemal 'n nuwe besigheid staan gemaak op Lavieer. Die grond se totale grootte is 110 hektar en ons het 'n nektarien steenvrug uitvoerbesigheid staan gemaak van so om en by 38 hektar, waarvan ons 2017 ons eerste aanplantings gedoen het en ons het in 2018 begin produseer en begin verpak en ons is nou 10 jaar later is ons besig en doen ons baie kartonne vir die uitvoermark en ook plaaslike supermarkgroepe onder andere Woolworths en ook die binnelandse plaaslike varsprodukte markte. Die Pels inisiatief sien ek as een van die inisiatiewe wat as 'n mens terugkyk na die klomp mislukkings wat binne grondhervorming in ons land is, dan sien ek dit as een van die beste inisiatiewe wat regtig waar 'n bydrae kan maak om suksesvolle grondhervorming in landbou te kan fasiliteer. Ek dink die klompie projekte wat sedert 2015 begin is in Pels en wat die Pels sentrum gefasiliteer het en die abstruktureer het, ek dink is die rekord spreek van self vir hoe suksesvol daardie projekte is. Ons het in ons projek geherstruktureer, een op grond van met my vennote, die Verdun groep was geweest dat ons het onsself gesê, dit moet 'n finansiëel sinvolle besigheid wees. Dit moet wins maak. Dit moet 'n besigheid wees wat kan groei. Andersins wil ons nie besigheid doen met mekaar nie. En deur middel van die kantoor, die Pels kantoor het hulle vir ons gefasiliteer binne die nuwe besigheid, onder andere 'n bestuursooreenkoms, ons het 'n bemarkingsooreenkoms het ons geteken met ons nuwe vennote, ons het 'n finansiële ooreenkoms met hulle geteken en dan ook 'n tegniese en administratiewe vaardighede oordrag. En die laaste een is die mentorskap wat vir ons van kritiese belang was in hierdie saamlooppad. Ons het ook vir mekaar gesê, ons het omtrent so 18 maande se voorbereidende gesprekke gehad met ons vennote, waar ons eerstens mekaar beter leer ken het. Ons kom met verskillende agtergronde uit, verskillend groot geraak, met verskillende waardes dalk groot geraak en ons het gesê, deel ons dieselfde waardes. Hoe sien ons hierdie besigheid? En prentjies geteken en ons het rondom die tafel gesit vir ure en gesê om te kyk, sien ons hierdie besigheid dieselfde vir mekaar? En aan die einde van die dag, na 18 maande het dit vir ons goed uitgewerk en waar ons nou staan 10 jaar later, kan ek sê dat hierdie besigheid het eintlik ongelooflik goed gedoen vanaf die begin af. Daar was uitdagings geweest. Ons het soos Theo ook gesê, ons het ook maar reënskade al gehad, maar die cultivars en die kommoditeit waarmee ons werk is 'n baie sensitiewe kommoditeit. Hy's baie reëngevoelig, klimaatgevoelig, of dit nou hitte is of dit koue is, hy's baie gevoelig daarvoor en jy kan maklik skade kry as jy met ekstreme van dit te doen kry. En ons was gelukkig om te kon uitbrei tot op 38 hektar binne 3 jaar met die ondersteuning en met die hulp en met die onderskrywing en ondersteuning van die Pelskantoor af met finansiering by ons kommersiële banke, met die hulp en met die kollateraal van ons vennote. Op ons eie sou ons dit nooit kon doen nie, want dit was een van die uitdagings wat ons as swart boere het, as jy op jou eie voete staan, as jy nie genoeg finansiële sekuriteit het om by 'n bank aan te bied om jou produksie te kan finansier nie, of nuwe uitbreidings en nuwe geleenthede nie, is dit nogal van die grootste uitdagings, is toegang tot finansiering. En ons vennote het dit net vir ons makliker gemaak met hulle jarelange rekord met hulle eie banke en verhoudings met hulle banke in. Dan het ons ook gesien in ons verhouding en in ons besigheid, ons sê wat vir ons belangrik is, ons moet mekaar vertrou. Ons moet dieselfde waardes deel. Ons moet die besigheid dieselfde sien. Ons moet dieselfde doelwitte moet ons kan inkoop in. En dit het ons doen ons redelik goed in die gereelde vergaderings. Ons direksie hou gereelde vergaderings. Ons doen gereeld, ons het 'n openhartige en 'n baie deursigtige verhouding in terme van ons finansies. En ons het tog baie goeie administratiewe onderbou en ondersteuning en tegniese kundigheid wat vir ons lei in wat ons moet doen. En ons volg daai raad en advies. Ons het ook vir onsself gesê, hoekom sal ons nou die wiel herontwerp as dit nou al dis 'n besigheid of van ons landbouers in ons omgewing en die Ceres omgewing is geslagte lank. Ek het vanoggend vir Theo gesê,
Hier's van die besighede wat in die 11de geslag is. So dis 'n mooi klompie jare se ervaring wat daar is. En ek dink ons as nuwe generasie boere moet net bereid wees om op daai kundigheid en kennis en ervaring wat daar is, moet ons gaan aan die deur gaan klop. En ek dink die deure sal oopgaan vir ons om daai geleenthede ook te kan benut. Okay, ek sien Andrew Brandt om nog vrae te vra. Andrew, I think one of the PEL's principles is you rely on local expertise and local knowledge, as Raymond pointed out. Does that make cereals like special, if I can say that? For It's sure. a unique area that you've got farmers that want to make it work. Is that correct? Am I right? You could find For sure. at any time to say, Raymond, ek sukkel in hierdie boord. Dit is waar die vertroue en die openlikheid inkom. Jy kan die oop deur. Jy kan enigstyd gaan en sê maar dit is my uitdaging hier. So hoe kan julle my help? En dan dis sommer nou rond my tafel word die probleem opgelos en aangespreek en ons gaan aan. Ek dink dis die sukses. Ons wil boer, ons is in besigheid en dit gaan oor geld. Jy kan nie geleenthede laat verbygaan omdat jy selfies is. Dit is die geleenthede wat daar kom, moet ons soek en kyk as dit kan werk en of dit werk. But you guys mentioned as well earlier that jockeys is the key thing. The guys on the farm have to, you can be nice guys, but you've got to be capable. Julle moet dit die job kan doen. Yes. En dit is baie van die plekke, want ek is baie gelukkig om rond te travel, daar's baie mislukkings en bessies in ons Londen, in Stadtheim, daar's 'n disaster, tomatieplase daar in Limpopo wat gaan is in die Heksevuur, langs die Co-op, daar's hektare oop. So dit is nie maklik nie, want 'n ding wat erg is, it's a non-profit organisation which puts more pressure on it. But it seems like you've got as he said, it's not a one-size-fits-all. Your setup is completely different from his. Yeah. And you keep tight controls on it. Am I right? Philip? What you mentioned regarding the challenges is PEL's focus on the institutional structuring. So we work in several phases, from awareness, then initiation, then a long planning phase, and then a motivational phase. And only when you get the enablers and you've trained the people and you screen them to ensure that you have the farmers with the passion and the right agenda, only then do you implement. And I think that's what we do differently. We're not trying to be everything for everybody. Yeah. We are very jealous about the PEL's framework and that it must adhere to certain critical success factors. So, and that is why if you don't have the passion for any business, but especially farming, which is extremely technical and difficult, you don't have the willpower, the perseverance and the passion, you won't make it. So we'll rather do less on merit and honesty than try and be everything for everybody. Yeah. Raymond, what drives you in the morning with farming? You seem like a very passionate man, baie passievol. Wat dryf jou? Andrew, is vir my lekker om s'oggens op te staan en na my stilte tyd en jou in te stel vir die dag en dan uit te kan beweeg en te gaan sê dat ek gaan vandag my beste doen met wat ek in my hande het om te kan doen en dan te kyk kan ek my doelwitte bereik vir die dag. So dit is vir my goed om en dan ook as jy sien dat jou besigheid suksesvol is en wat jy bereik en as jy elke keer jou doelwitte bereik, dit motiveer 'n mens om en dit inspireer jou om net aan te gaan. En ons is gelukkig in 'n bedryf wat baie vinnig verander. As ek kyk na net binne steenvrugte en ook die kernvrugte is die verwikkelinge in terme van nuwe tegnologie wat beskikbaar is binne die bedryf en dan ook die verwikkelinge rondom nuwe cultivars wat veel meer tonne gee en wat jy kom baie vinniger in produksie met van hierdie nuwe cultivars wat ek dink wat eintlik baie goed is vir nuwe toetreders tot die bedryf. Van ons ouer landbouers en ons vroeë landbouers het baie ouer cultivars geboer waaruit hulle 'n bestaan gemaak het en ons het vandag die geleentheid om toegang tot
tot al die nuwe tegnologie en nuwe kultivars en die nuwe geleenthede wat daar is, het ons in landbou. En omdat ons in so 'n geseënde area is wat baie intensief is, glo ek dat en met die mense wat se harte reg is in die omgewing en kan ons nog 'n hele klompie projekte doen en ons kan ons ook steeds groot bydra maak tot transformasie veral ook. Maar dit is net 'n suksesvolle besigheid en 'n winsgewende besigheid wat werk kan skep, wat nuwe geleenthede kan skep en wat dan ook groei kan vir ons gee. En dit is wat ons omgewing en wat die land eintlik baie nodig het. Ja, verseker. Jou grootste les wat jy geleer het tot dusver? Die grootste les wat ek geleer het tot dusver is dat as jy iets in hierdie lewe wil bereik, en ek sê dit altyd vir mense, die enigste helpende hand is die hand aan die einde van die arms. So, as ek iets wil bereik in die lewe, moet ek uitgaan. En jy vra vir Raymond, wat maak jou opgewonde? Ek is die eerste generasie boer, swart boer, in my omgewing. En as ek opstaan, dan wil ek graag 'n verskil gaan maak daar buitekant. Ek wil 'n voorbeeld stel vir die persoon wat vandag, wat ek nie eens weet wat my dophou nie, maar wat my dophou. Want ek kan dalk vandag die enigste persoon wees wat 'n boodskap oordra, so ek gaan die regte goed probeer doen, en dit maak my opgewonde. En wat my nog verskriklik opgewonde maak, is die besef onder my kultuurgroep, die brein gemeenskap, is die besef dat landbou is die geleentheid nou om 'n sukses te maak. Daar's geleenthede vir ons mense om te kan kom boer. En nie net fisies te kom boer, jy kan op soveel maniere betrokke raak binne in landbou. Hulle moet net uitkom en vir hulle self kwalifiseer tot op die hoogste moontlike vlak, sodat hulle kan kom deel wees van hierdie landboukultuur waarin ons is. En dit is wat my opgewonde maak, die bydrae wat ek kan lewer en vir ons gee op hierdie stadium vir 6 permanente mense werk op die kleinste grond, maar ons gee vir 60 tydelike mense werk vir 3 maande van die jaar. Ons sit brood op die tafel. Ja, ons En met hoeveel werksgeleenthede het jy geskep? Ja. Dit is 60. Dat is lekker, ja. Ja, ons sit nou met 28 permanente werkers en dan so tot 160 seisonale werkers vir 4-5 maande van die jaar, ja. Die Pels-inisiatief het ook gesê dat dit groei saam. Met ander woorde, dit gaan nie net oor weggee of verdeel nie. Die doen dit op 'n manier wat nuwe besighede staan maak, wat die ekonomie laat groei, wat werksgeleenthede skep, wat rentmeesterskap van die omgewing en hoe jy teen ander mense optrede en beter verhoudinge bevorder. So as jy na ons projekte kyk, is dit die doelwitte en as dit lekker om hierdie mense as rolmodelle en inspirasie vir die jeug te sien. Ja, en ons belê ongelooflik baie in opleidingen van werkers. En ons het werkers, vir my is dit lekker as ek sien werkers, ek het nog vanoggend weer gekyk, 'n werker wat by my is 'n gewone algemene werker 2017 begin het, is nou 'n NQF4 kwalifikasie bereik, wat gelykstaan is in 'n matriek, en nou moet hulle nog 1 jaar doen, is die NQF5, gelykstaan aan 'n sertifikaat, en 'n N6, dan is dit 'n diploma, wat ongelooflik goed is, en ons het die opleidingsinstansies, Pels self as 'n sentrum bied sekere opleiding aan vir binne die institusionele gedeelte, die direkteure van nuwe maatskappye, die trustees, by die Pels sentrum self daardie wetlike regsopleiding aan die verantwoordelikhede en rolle van 'n direkteur, want ek is nou direkteur van 'n maatskappy, van 'n besigheid wat geld maak, wat finansies en wat begrotings moet opstel en wat ook finansiële dissipline moet hê. So en daar's wetlike aspekte rondom dit. Ek kan nie met 'n besigheid se geld maak net wat ek wil nie, daar moet besluite geneem word. Hoe daar met die geld van die besigheid gewerk word. Daar moet finansiële state gedoen word elke jaar. Daar's 'n dissipline wat gehandhaaf moet word. En Pels bied vir ons hy opleiding aan die direkteure van, en dit kom waar Gerrit
veral as hy met sy regsagtergrond inkom en sy span hier in die kantoor is om vir nuwe mense te sê as hulle besigheid, hoor jy, julle is nou maatskappy of julle is 'n trust of van die regsentiteite. En binne daai regsentiteit, as jy 'n direkteur is, as jy 'n trustee is, het jy sekere verantwoordelikhede en verpligtinge wat jy moet nakom en jy moet binne dit funksioneer binne die besigheid. En dit help baie, moet ek vir jou sê, want hy kan ons weer gebruik om oor te dra na buitentoe. En dit behoort wees 'n motivering. Vir alles as jy dit reg doen, kan jy jou kundigheid en jou ervaring deel met nuwe groeperinge. Dis vir my hartseer om te sien hoeveel onsuksesvolle projekte ons in die land het. En as die Pels inisiatief net die instaatstelling kan kry van regeringskant af, as ook uit privaat sektor uit, dan kan ons eintlik wondere baie meer doen om die prentjie om te keer en net 'n impak te maak op dit wat so sleg lyk. Ek het net gister 'n artikel gelees in Noordwes, 462 miljoen in 'n restituisieprojek. 462 miljoen kan Pels sentrum, Witterbaie, appel en peer of steenvrugprojekte staan gemaak het, kan ek vir julle sê. Ek moet sê hoeveel miljoen ons ingesit het om ons projek staan te maak, dan sê kan ek met 462 kan ons omtrent amper 30-40 projekte, en as jy dink aan die impak in terme van werksgeleenthede en ook die return op investment, daar is te veel van hierdie goed wat geld miljoene ingestort is, waar daar geen zero return op investment was. En dit kan 'n land soos Suid-Afrika nie bekostig nie. Net vinnig, Impact se betrokkenheid, hoe belangrik is dit vir julle, Gerrit? Ja, as 'n nuwensgewende maatskappy is Pels krities afhanklik van sy lede, sy ledegeld, sy loyale swart en wit boere wat elke jaar ledegeld betaal, en dan skenkings en donasies. So Impact is een van ons donateurs en vennote vir opleiding en vir die Youth Ambassadors program, wat 'n program is wat ons in die plaaslike hoërskole bedryf. En die Impact ondersteuning gaan ons weer in staat stel om nuwe direkteure en aandeelhouers vir nuwe projekte te help oplei in hierdie kritiese besigheidsbeginsels, regsbeginsels, om vir hulle volhoubaarheid te verseker. So ek dink Impact is vir ons baie belangrike vennoot. Ons sien uit na die toekoms saam met Impact. Yeah, dankie. It is from my side. It's a big privilege to be here. It's wonderful. 68 years old, you look 50. Your wife's keeping you young. And this man, 60, you're both looking good. And it's just exciting stories. And for Gerrit, the work you do in the background, it's amazing. I think you don't take a credit. I think one of your strong points in between catching those lovely cob, which we're going to find out where, is that you do stuff because you love it and you don't want to be the main person. And I think that's why you attract guys like Raymond and the Toys and the Volfords, like people that want to be involved with it because they trust you. So keep the legacy up. It's amazing, and I think you're making a lot of people proud and you're giving a lot of people hope. Lots of people hope, and it's a success story. And I think for the people listening now as well, it's a good story to tell, because I think it's just the start. And you guys are pioneers in your own right. So well done, and thanks for coming through. Ek wil dit by sê, ek het dit goed gedink om agritourisme in ons besigheid in te bring. En ons het 'n kampeerterrein begin wat nog goed op dreef is, wat ek geoormerk het vir een van my meisiekinders as 'n besigheid. En ons het 'n dam gebou waar ons 20 hektaar vrugte gaan meer vestig. En dit beteken vir ons geweldig baie vir die Jy kan hoor die passie tussen ons kan vir 3 maande lank vir jou mal praat oor Pels en die projekte, want ons is baie passievol. Jy sê my sy battery raak moeg. No, it's lovely. So thanks guys, and thanks for your time. Keep it going. Ons sal weer praat verseker. Dankie.